Goeiedag en welkom. Jy is ingeskakel op Radio Orania of jy kyk na hierdie program op die Orania Beweging se YouTube kanaal. En vandag het ons vir julle 'n interessante program. Maar eerstens Joost, baie welkom. Dankie Frans, ek wonder, dink jy meer mense luister by die draadloos of meer mense kyk op YouTube? Wel, laat weet julle vir ons. Is al meer op YouTube of meer op Radio Orania? Ek lees graag julle kommentare. Joost, is jy 'n sportondersteuner? Frans, ek ondersteun sport, dit is die georganiseerde sport in Suid-Afrika wat soms misbruik word vir leë nasiebou-beloftes wat my partykeer bietjie ontstel. Maar sport, ek dink enige Afrikaner het 'n meer of 'n mindere mate van 'n liefde vir sport en dit sluit myself in. Wel, soos wat politiek gereeld met sport meng, dink ek het ons in verlede week taamlike sports in die politieke wêreld gesien. En ek verwys natuurlik na die ontmoeting tussen president Cyril Ramaphosa en president Donald Trump in Amerika. So wat ek vandag gedoen het, is ek het my rekenaar in die ateljee gebring en ek wil graag vir jou 'n paar van die hoogtepunte uit hierdie ontmoeting uitspeel en dan kan ons dit bespreek, miskien so sportskommentators. Frans, die interessante ding was Russia Today het my gevra om te reageer na hierdie ontmoeting op hulle program, is ook op ons YouTube beskikbaar. En ek wil vir jou sê, ons was so klompie by mekaar en ons het hierdie uitsending regstreeks gekyk en iemand het reg die opmerking gemaak, hierdie is baie meer opwindend as Wêreldbeker rugby. En dit is 'n bietjie van 'n groter geveg gewees as meeste van Driekus du Plessis se bokserye. So ek dink ons kan dit so sport hanteer. Sport was dit beslis. Ja, dit is daarom so dit is lekker wanneer politiek interessant is ook, jy weet. Gereeld met 'n mens mense en burgers paai om in die politiek belang te stel, want jy moet tog weet wat in jou land en in jou omgewing aan die gang is. Ek dink wanneer dit so aangebied word, dan is dit dan 'n bietjie meer interessant om te kyk. Maar goed, Joost, kom spring dan sommer weg met die eerste uitsnipsel wat ek hier bymekaar gemaak het. This time, what will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for the president. It's for him. No, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. But, Mr. President, I must say that we have, wait. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and that. Is Natalie here, somebody here to turn that? I could show you. Goed. The lights. So die vraag van die joernalis is, president Trump, wat sal dit vat vir jou om te glo dat daar nie 'n volksmoord in Suid-Afrika aan die gang is nie? Waarna president Cyril Ramaphosa dan sê hy kan sommer namens die president antwoord, of sommer namens president Trump antwoord, en hy sê dit sal meer gehoor vat, dit sal meer 'n konteks van Suid-Afrika neem, en dan kry ons daai bekende frase van Donald Trump, dim the lights, wat hy sê, daar's soveel artikels, daar's soveel video's, en hierso sal ek uitwys dit wat ek al reeds gesien het van Suid-Afrika. Ja, die eerste ding wat ek hierop wil sê, Frans, is partykeer gebeur daar klein goed wat amper die loop van die geskiedenis bepaal. Ek wonder, ek dink president Ramaphosa wou 'n bietjie die inisiatief oorneem hier. Ek wonder wat sou gebeur het indien president Trump gelos is om die vraag te antwoord. Ek wonder wat hy sou sê, ek wonder hoe die vergadering verder sou loop. Ek dink die Suid-Afrikaanse afvaardiging het voorberei vir die situasie om te antwoord op hierdie internasionale aanspraak van volksmoord. Ek dink nie hulle het presies hierdie skouspelagtige reaksie van president Trump verwag nie. Te sê, kom ons trek 'n TV in hierdie kamer en ons bring hierdie dokumente na vore. So, wat beteken dit vir ons? Die eerste ding wat ek opgelet het is, president Ramaphosa het eers verwys na, ons luister na die stemme van Suid-Afrikaners. Nou,
as ons sê dat die aanslag op Afrikaners is, en dit is 'n kulturele aanslag, dit is 'n plaasmoorde aanslag, dit is 'n Bella aanslag, dit is 'n onteieningsaanslag, dit is 'n nasionale gesondheidsversekering aanslag, 'n belastingaanslag en dies meer. Dit is interessant dat hy eers verwys het na kom ons luister na die stemme van Suid-Afrikaners en 'n rukkie later sê hy indien daar 'n Afrikaner aanslag is. So dit is iets wat my dadelik opgeval het. Wat is Suid-Afrikaners? Dis mense wat in Suid-Afrika woon. Sensusse lyk my is nie baie akkuraat nie, kom ons sê enigiets tussen 60 miljoen en 66 miljoen met 'n hele klomp onwettige immigrante. En daar's ongeveer 2 miljoen Afrikaners. So die gemiddelde opinie in Suid-Afrika is nie 'n Afrikaner opinie nie. En dis eintlik, as ons wil terugbring na die Orania kwessie toe, dis presies die onderskeid wat ons tref. Dis presies wat Orania sê is, as daar 'n Afrikaner stem moet wees, dan vereis dit demografiese vestiging van Afrikaners in 'n gebied waar ons die meerderheid kan wees. Ons is nie die meerderheid in die groter Suid-Afrika nie. So ons stem word uitgedoof. Ek dink John Steenhuisen is 'n Afrikaner nie. Heel wat ander persone in die Ramaphosa afvaardiging is nie Afrikaners nie. Hulle praat namens Suid-Afrika. Afrikaners dink nog aan hulle self op 'n manier as Suid-Afrikaners in beheer van die groter Suid-Afrikaanse narratief. Ons is dit nie meer nie. Ons was in die vorige bedeling was Afrikaners stem gelyk aan Suid-Afrikaanse stem. Is nie die geval nie. En dit is net vir my interessant gewees om uit te wys hoe president Ramaphosa van Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikanisme na die Afrikaners toe gaan. Suid-Afrikaners sê daar is nie 'n aanslag nie, en die aanslag is nie op Afrikaners. Dit is net 'n interessante opmerking. Van die af het Trump dan nou die video's gespeel, spesifiek van die EFF en Julius Malema wat liedjies soos Kiel de Boer sing. Dit is baie prominente, baie blaatante aanslagte teen boere en teen Afrikaners. En dan word die volksmoord narratief bietjie bevraagteken. In die sin van, wel, eintlik is daar verskillende definisies en verskillende maniere wat hierdie narratief gevoer word. Maar in hierdie gedeelte baie spesifiek, en ek dink dit is ook die hoogtepunt van hierdie onderhoud, is waar die Ramaphosa afvaardiging maar eintlik taamlik vernederend kyk na hierdie video van wat in Suid-Afrika aangaan. Hulle sien dinge soos die Witkruis monumente, optogte, president Trump al daarso 'n klompie artikels uit van plaasmoorde, foto's van mense wat gemartel is en vermoor is. Maar dan is daar natuurlik ander forme van volksmoord of identiteitsmoord, kulturele moord, soos wat jy nou genoem het, soos grondonteiening, soos Bella-wetgewing, soos Afrikaanse tyd skole uitgeneem word, soos simbole wat uit jou geskiedenis uit verwyder word, soos om jouself te moet verdedig, nie noodwendig in die wet nie, maar in die sosiale leefruimte of in die media wanneer jy enigiets van jou kultuur uitleef of vier. Dit is nou dinge wat nie in hierdie onderhoud aangeraak is nie. En ek dink wat mense uit kan neem is dat jy nie noodwendig dan vir 'n oplossing op hierdie vlak hoef te soek nie. Dat jy 'n oplossing self moet skep. Ek wil dit is hierso word die groter prentjie bespreek, maar die groter prentjie mis jy weet die fynere dinge van wat ons kultuur is. En daar is nie, jy weet, daar is meer wat ons self kan doen. Daar is eenvoudig nie meer wat ons self kan doen. Waarom sal ons sit en wag dat iemand anders dit namens ons doen? Dit is uiters belangrik. Die fokus op Afrikaners, op Suid-Afrika, op plaasmoorde, dit is geïnternasionaliseer. Baie dankbaar wees daarvoor. Ons moet ook natuurlik altyd versigtig wees vir verskuilde agendas van wie ook al. Maar dit is belangrik dat ons 'n kans het om ons storie oop te maak en te praat met die wêreld. Dit is die eerste punt. Die tweede punt is om te sê, presies wat jy sê, ons oplossing kom nie van die ANC af nie, dit kom nie van die regering af nie, dit kom nie van enige buitelandse regering af nie. Dit kom van onsself af. Hierdie is vir ons net 'n geleentheid, dis nie vir ons 'n oplossing nie. Ons kan hierdie geleentheid gebruik of ons kan hom mors, maar op sigself is hierdie nie vir ons 'n oplossing nie. Ek dink ons moet die verwagting bestuur om te sê, president Trump gaan nie as redder die Afrikaner red nie. Dit is onrealisties. Die fokus, die aandag, die kollig op Afrikaners, die kollig op Julius Malema, die kollig op die situasie in Suid-Afrika is 'n tou wat amper vir 'n drenkeling gegooi word. Ons kan daai tou vat. Ook natuurlik altyd versigtig wees vir verdere implikasies. Ons kan die tou vat, maar ons moet onsself nog steeds uittrek, jy weet. Behalwe nou vir genade van bo, hang dit van die Afrikaners self af wat hulle met die toekoms doen. So gepraat van ons moet onsself uittrek. Wat nodig is 'n strategie. En dan nou net twee dinge wat ek nogal aan wil raak met hierdie gedeelte spesifiek is die feit dat president Donald Trump daar op 'n punt vir president Ramaphosa vra, waarom het jy nog nie vir Julius Malema laat arresteer nie vir die tipe dinge wat hy sê. En president Cyril Ramaphosa wat daarso in hierdie onderhoud sê dat
Die ANC of die regering of hy self het al verskeie kere gesê iets soos Kildeboer behoort nie reg te wees in Suid-Afrika, wat eenvoudig net nie die waarheid Hulle is het nog nooit gedoen nie. So hulle sit daar in 'n atmosfeer van vernedering en dan dan is daar eenvoudig 'n blaatante leuns wat versprei word. Die probleem hierso is iemand het die vergelyking gemaak van ja, dit is lekker as die boelie van jou skool bietjie swaar kry, maar jy moet onthou hy bly die boelie in jou skool. So is daar werklik vir ons wat gaan ons daar uit deur die president van wanneer die president van Suid-Afrika verneder word? Is daar regtig vir ons 'n voordeel daaraan of fokus ons miskien soms op die verkeerde dinge van hierdie onderhoud spesifiek? Frans, ek dink met die wetgewing van die afgelope tyd. Is daar 'n bepaalde iets goeds aan dat ook hierdie goed aan die lig kom. Jy is reg. Die situasie in Amerika gaan nie onbepaald dieselfde bly nie en dan is Afrikaners nog steeds in Suid-Afrika en ons moet werk in die omgewing waar ons is. Maar dat die onregmatighede, die aanslagte, die huigelary en so aan die lig kom is ook wel 'n goeie ding. Goed. Ons kyk na die volgende deel. You know, I'd like my Minister of Agriculture, who is white, who comes from an opposition party to mine, who's joined my government at my invitation to address this very issue, including the question that you've just raised. John? Thank you very much, Mr. President. Yeah. And Mr. President, thank you for welcoming us to the White House. I would say we have a rural safety problem in South Africa. I don't think anyone wants to candy coat that. And it requires a lot of effort to get on top of it. It's going to require more policing resources. It's going to require a different strategy to be able to deal with it. But certainly the majority of South Africa's commercial and smallholder farmers really do want to stay in South Africa and make it work. And I've just come from the largest agricultural show in the Southern Hemisphere with organised agriculture and farmers, and the majority of them want to stay. But they too there have a memorial to those who've died as a result of farm attacks. And as the Minister of Agriculture, it is something that I'm particularly exercised with my colleagues at police and my colleagues in the justice cluster to start making farm attacks and stock theft a priority crime. And it affects all farmers in South Africa, particularly stock theft. It has a disproportionate effect on smallholder black farmers. I also want to just say this, that the two individuals that are in that video that you've seen are both leaders of opposition minority parties in South Africa. Mkhonto weSizwe under Mr. Zuma and the Economic Freedom Fighters under Mr. Malema. Now the reason that my party, the Democratic Alliance, which has been an opposition party for over 30 years, chose to join hands with Mr. Ramaphosa's party was precisely to keep those people out of power. We cannot have those people sitting in the union buildings making decisions. And that is why after 30 years of us exchanging barbs across the floor in Parliament and trying to get one over on each other, we've decided to join hands precisely to keep that lot out of government. Because the day they get in to the doors of the union buildings in South Africa or control of our Parliament, that's what you're going to see. And that is why this Dis maar interessant nee, hierdie voelverskrikker wat opgestel word. Die EFF en MK as hulle in beheer kom, gaan hulle al die goed doen en dit sal tragies wees as hulle in beheer kom en nie daardie fout maak nie. Maar dis hierdie voelverskrikker terwyl die DA as deel van die regering van nasionale eenheid is Bella deurgedruk, is grondonteiening deurgedruk. So wat presies sou die verskil wees? Daar is radikale standpunte wat die EFF en MK ondersteun. Ironies genoeg. Aan die een kant het ons hier vir Cyril Ramaphosa wat sê hy het sy hand uitgesteek na die DA toe en uitgenooi na sy party toe, en hier aan die ander kant sê ons sê Steenhuisen van die DA, dis waarom ons met die ANC hande daar uitgereik het is om die EFF uit die regering uit te hou. En dan aan die ander kant is die prentjie wat geskets word van hierdie nasionale eenheid. Ek bedoel die DA het 'n hangende hofsaak teen die ANC op hierdie stadium. Daar is nie eenheid in die regering nie. Daar is nie eers eenheid binne in die ANC of eenheid binne in die DA nie. En daarom wonder ek, want hierdie is die tweede keer waar president Cyril Ramaphosa verwys na die diverse afvaardigings, spesifiek na die velkleur van die mense wat hy saamgebring het. En hier gee hy 'n vraag direk oor na sy minister van landbou toe, wat miskien 'n goeie vraag is as dit gaan oor plaasmoorde, gee dit vir die ou wat met plase te doen kry. Maar hy verwys spesifiek weer na sy velkleur.
En daarom verwys hy dit. So mense kry 'n gevoel, in Engels noem hulle dit 'n token white guy, wat jy saad jou afvaardiging vat om dit bietjie meer divers te laat lyk. Maar dis half die gevoel wat mense kry met die vraag wat hy na hom toe kanaliseer. Maar is tipies DA, jy weet hierdie individuele liberalisme wat eintlik maar die DA se standpunt nog altyd was. Maar moenie dink dis 'n kollektiewe oplossing vir Afrikaners nie. Om plaasmoorde slegs te sien as misdaad, en ek sien hierdie sentiment op Facebook die afgelope paar dae van jy weet dit is ook maar net misdaad en ons meer misdaad in byvoorbeeld in informele nedersettings en so. Maar ons nie plaasboere wat gaan en daar gaan misdaad pleeg nie. Daar word nie gesê jy weet maak alle Zulus dood of maak alle Pedis of Xhosas dood nie, sulke goed moet ook nie gesê word nie. Maar daar's nie 'n nasionale retoriek soos wat daar is teenoor Afrikaners nie. Maar as jy nie die vermoë het om aan Afrikaners as 'n volk of aan 'n kollektief te dink nie, dan sal jy ook nie besef dat plaasmoorde en die brutaliteit wat daarmee saamgaan, saam met goed soos Kiel de Boer, saam met die konteks van Bella, iemand in Orania, Dr. Wikus Buys praat van die botmoment, Bella, onteiening sonder vergoeding en die Trump, daai kombinasie, daai botmoment. Dit is 'n nasionale aanslag op Afrikaners. En as jy nie kollektief kan dink nie, Steenhuisen dink soos 'n individuele liberalis. As jy nie kollektief kan dink nie, as plaasmoorde net nog 'n misdaad. As jy kollektief dink vanuit 'n volksperspektief, en dit is wat Orania en sy ondersteuners anders maak, dan besef jy daar's 'n heeltemal ander aanslag. Dis wat Steenhuisen mis. En jy's heeltemal reg, Frans. Ramaphosa maak asof hy so mooi uitgereik het na sy oppositie om 'n goeie minister van landbou te kry. Hy moes dit doen. Die regering van nasionale eenheid is as gevolg van die ANC wat soveel steun verloor het. En natuurlik sal Steenhuisen spring op die geleentheid om 'n ministerspos te kry. So hierdie twee maak asof hulle so graag wou saamwerk. Dis in eie belang wat albei opgetree het. En dit beslis nie in Afrikaners se belang nie. Die twee groot punte wat Steenhuisen hierso maak, ek sal dit self uitsprake noem, is in die eerste plek sê dat hy hard werk daarvoor dat plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika behoort te wees. Dat mens onmiddellik die vraag laat vra, hoekom is dit nie reeds nie? Hoekom moet daar so gestoei word? Hoekom is dit so 'n groot uitdaging om dit te regverdig? Jy weet, as renosterstropery 'n prioriteitsmisdaad kan wees, hoekom kan plaasmoorde nie wees? Maar goed, dit is een punt. En hopelik word daar meer druk toegepas na hierdie ontmoeting, na hierdie uitspraak van ons minister van landbou dat plaasmoorde prioriteitsmisdaad is en dat meer hulpbronne kry. Ander punt wat hy maak is dat die narratief wat Trump net in die kantoor of in die vergadering gespeel het, is 'n narratief van 'n minderheidsparty wat dan nou die EFF is, en dit is eintlik maar 'n klein narratief. Wat die punt mis van waarom is dit 'n aanvaarde narratief enigsins? Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. Waarom is 'n roep na volksmoord 'n aanvaarde narratief wat nie aangespreek word nie? Goed, volgende. Ernie is right now building a house in George. I'm building 3 cottages for my grandchildren on a farm outside Graaff-Reinet. I often go to bed without locking the door. And we have a serious problem with illegal aliens who stream across the border. And if you really look at our statistics, a lot of these murders, firstly it's unemployment. And illegal aliens. And then I met Vice President. Dis eenvoudig nie waar nie. Plaasmoordstatistiek, daar is 'n narratief geskep dat dit, dink Afriforum het navorsing hier gedoen, dat onwettige immigrante, daar is 'n narratief dat onwettige immigrante die meeste van die plaasmoorde pleeg. Statistiek ondersteun nie daai narratief nie. Rupert sê dit asof dit net 'n feit is. Ons moet net mooi gaan kyk weer na presies wat daai statistiek is, maar ek onthou baie goed dat Afriforum 'n studie gedoen het oor hierdie tema. Ons moet net daarna kyk. Ek dink dit was Afriforum. So dit is nie noodwendig onwettige immigrante nie. Tweedens, wie se werk is dit om seker te maak om onwettige immigrante stroom nie in die land en is dit nie die regering se nie. So eintlik wat hierdie meneere vir president Trump sê is, hier is nie beheer oor die land nie. Ja. Hier is nie beheer oor die land nie, hier is nie beheer oor plaasmoorde nie, want ons kon dit nog nie 'n prioriteit misdaad maak nie. Hier is ook nie beheer oor die instroming van mense oor die grense nie, want ons kry dit nie beheer nie. Ons is die regering. En dan derdens, wat vir my absurd is, Francis Rupert wat sê hy slaap agter oop deure. Is daar heining om sy huis? Of slaap hy regtig agter oop deure sonder diewering, sonder honde, alarms, gewapende sekuriteit waarvoor hy kan betaal, want hy het die geld nie. Alle Afrikaners het daai tipe van bevoorregte posisie om te kan betaal nie. En dan, jy weet, om te gaan sê, jy weet, die feit dat hy ontwikkel en bou, beteken alles gaan goed nie. Ja. En terloops ook, waar kry al die onwettige immigrante werk? Mense gee vir hulle werk.
So hoekom stroom hulle oor die grens? Ja, wel goed, daar's Orania weer eens, ek bedoel, nie net Suid-Afrika nie, ek sou self sê die wêreld voor met ons eie arbeidbeleid. Dit is onmoontlik om in Orania, wel nie onmoontlik nie, maar dit word streng gemonitor om in Orania te werk as jy nie eerstens 'n Afrikaner is nie. So nie, ons maak slegs 'n Afrikaner arbeid gebruik, ons eie arbeid gebruik. En daar is 'n veiligheidselement ook om daaraan te koppel. Dit is nog 'n rede hoekom ons 'n meerderheid in Orania is en veilig is binne in ons eie gebied. Wat ek net vinnig wil aanraak wat Johan Rupert hierso sê, want hy weerspreek homself eintlik. Wel voordat ek raak aan wat hy gesê het. Wat ons op sosiale media veral gesê het in reaksie op die vlugtelingstatus vir Afrikaners in Amerika. Is so baie Afrikaners in Suid-Afrika sê, hulle word eintlik op geen manier vervolg of teen gediskrimineer nie, of hulle stuur 'n foto van hoe lekker hulle op die strand sit en sê dit is so vreeslik onveilig of slaan 'n golfbal. Baie sarkasties. Ek slaan 'n golfbal op die golfbaan en nog 'n dag in die vreeslike Afrika, terreur Afrika. En hierso nou wat Johan Rupert sê, hy weerspreek homself, want aan die een kant verduidelik hy hoe sleg dit is, hoe moeilik dit is, hoe baie onwettige instromings is en dat daar diefstal en moordsyfers te hoog is. Maar aan die ander kant verduidelik hy hoe veilig hy slaap in 'n oop huis. So ek verstaan nie lekker wat sy punt is nie. Maar aan die ander kant, dit is mense wat so bevoorreg is, wat nie noodwendig die gevaar sien waarin hulle self verkeer nie. Of jy weet, wat blind is vir die gevaar rondom hulle. Jy, na die hoeveelste jaar wat jy jou elektriese hek moet oopmaak, of jou alarms kyk, of ek gebruik nou eendag die voorbeeld vir iemand, wat ek sê, jy weet, dit is nie net meer jou alarm buite, jou elektriese draad buite, jou sekuriteitswag miskien nie. Mense het nou al hekke binne in elke vertrek van hulle huis. Wat beteken, jy verwag dat iemand in jou huis gaan inbreek op een of ander tyd, solank jy daar net verder nog afgeskort kan wees. Maar hoe lank voordat jy 'n tralie rondom jou bed bou? So ek glo ook nie hierdie storie dat hy met sy deure oop slaap nie. Miskien doen hy, maar miskien is die tralie hek in die gang gesluit of wat ook al. Well, one of the real areas of support is really in investments. We've got to grow our economy, because through growing the economy, we're then able to create more jobs. Because crime really thrives where there is inequality and unemployment. And that is one of the reasons that has brought us here, to improve our investment relations, our trade relations, so that we can preserve the number of jobs that your companies have created in South Africa. By virtue of what we export to you, we are able to create up to 500,000 jobs in the auto industry. Goed, so hier kom ons by die punt oor die afvaardiging, die doel van hierdie gesprek. En dit is belegging in Suid-Afrika. Hierso sê Cyril Ramaphosa ook die oorsaak van hier, maar goed, kom ons sê tot hiertoe het Trump taamlik die narratief gedruk of gelei in 'n rigting van daar so 'n slegte ding in Suid-Afrika besig om te gebeur. Die hooffokus is mense se veiligheid. En hier lyk dit vir my asof die afvaardiging 'n bietjie terug probeer trek. Ja, dit is onveilig in Suid-Afrika, president Trump. Dit is omdat ons nie genoeg belegging het. Ja. Dit is baie interessant. Ek dink is Ernst Roots wat uitgewys het. President Ramaphosa het begin met uit sy aanbieding begin met ons kort meer geld, en toe was dit so toebroodjie amper. En toe was daar nou al die gesprekke en weer geëindig met ons kort meer geld. Ja. En in die middel het eintlik gesê hoor hierso president Trump, jy is besig om te lieg vir die wêreld. Ja. So gee vir ons geld, jy lieg, gee vir ons geld. As jy dit wil opsom. Skokkend. So sommer net vinnig jou verwagtinge hier uit. Ek bedoel, dit is nou moeilik om hiervan af te lei. Daar word gespekuleer oor moontlike ooreenkomste vir dinge so Starlink. Word gespekuleer oor ooreenkomste soos AGOA, dink ek is wat hulle dit noem. Daar is al reeds baie ooreenkomste teruggetrek van Amerika af. Dit is nog met die grondonteieningsuitspraak wat dit gebeur het. Dink jy hierso is bande gesmeer, pleisters geplak, dat ons weer meer belegging van Amerika af kan sien? Ek dink is 'n donker perd wat ek dink enigiemand weet nie. Behalwe mense wat binne inligting het. In die eerste plek, ek dink enigiemand is presies seker wat die Amerikaners se doel is nie. Dit sou lekker gewees het om te dink hulle is so lief vir die Afrikaners dat ons net wil help. Ek meen self Kissinger het gesê is gevaarlik om Amerika se vyand te wees, maar dodelik om hulle vriend te wees. Dit sê ek nou so van 'n ligter lyn. Ons is natuurlik baie dankbaar dat daar aandag gevestig word, dat op grondonteiening gereageer word, dat daar op plaasmoorde gereageer word. Dit is broodnodig. En die feit dat president Trump daar die hand uitsteek is
dis baie goed. Dis vir ons 'n reuse geleentheid. Samelopend daarmee, ek wil amper sê, moet op prinsie nie vertrou nie. Ons moet nog steeds ons eie toekoms bou. Ons weet nie presies wat die groter prentjie is nie. Maar Frans, die blote feit dat die regering gegaan het en probeer het om meneer Elon Musk om te koop, deur hom Starlink toegang te gee. Wat dit in die Staatskoerant gepubliseer. Hy satellite-based internet services, dis net Starlink vir wie hulle dit gaan gee. Wat swart ekonomiese belaglikking, swart ekonomiese bemagtiging uitsluit vir die spesifiek. Dit is 'n omkoopproses, man, dis niks anders nie. Ja. En wat vir een geld moet vir almal geld. So dis reg, skrap dan nou SEB reëls. Dit sal almal goed pas. Want dit hou almal terug. Ironies genoeg hou dit swart Suid-Afrikaners ook terug, behalwe vir die swart elite wat groot tenderpreneurs is. Dat hou almal eintlik terug, ekonomies hou dit almal terug. Natuurlik, ons as Afrikaners en veral Oranje Afrikaners dink nie net ekonomies nie. Ons dink nie net in ekonomie nie. Ons het nie 'n standpunt van almal huil die BBP nie. Die hoogste en belangrikste ding in die wêreld nie. Ons geloof in ons kultuur is vir ons ongelooflik belangrik. BBP is 'n wonderlike toevoeging, maar as ons eie besluite kan maak, kan ons ook oor ons eie BBP besluit. So, ek weet nie presies wat gaan gebeur nie. Dis net absurd om te dink. Die regering probeer op 'n wêreldvlak, op 'n wêreldverhoog waar almal kan sien, probeer hulle omkooppolitiek pleeg. Just 'n goeie besigheidsman weet dat sukses motiveer belegging. En vertroue. Sukses, vertroue, dit motiveer belegging. So, as jy as 'n belegger sit en iemand gee sy idee vir jou en sê, hierdie het nog glad nie gewerk nie. Al wat ek nodig het is jou geld, dan gaan hierdie werk. Maar ek kan nie sien hoe hierdie werk sonder jou geld nie. Ek gaan nie daaraan belê nie, ek gaan my geld verloor. En ek kan nie sien hoe 'n goeie besigheidsman soos Donald Trump kan sien dat hierdie gevalde staat, tensy daar verandering kom, gaan Amerika eenvoudig net nie belê nie. En ons het dit in Oranje ook gesien, hè. Toe Oranje klein en nuut en vreeslik omstrede was, is vandag miskien nog omstrede, maar meer omstrede was, dit was 'n nuwe idee. Daar was al nie so baie beleggers nie. Daar was nie so baie belangstelling nie. 30 jaar gevat. 30 jaar gevat om jou sukses te wys, om jou vertroue te bou, om 'n interne ekonomie te skep waarby mense kan belê. En nou het ons baie meer belangstelling. So dit is miskien 'n resep wat ons met meneer Ramaphosa kan deel. I grew up in an area in South Africa that is a farmland area, Polokwane. Yeah. And there is some issues up there. Obviously, my dad was a property developer as well as a part-time farmer. And yeah, some of these buddy farmers got killed. The farm is still going. My brothers run it. But it's a constant battle with farms they're trying to burn the farms down to chase you away. So it is a concern to try and make a living as a farmer. And at the end, without farmers, there's Wat sê hy? They burn the farms down to try and get you away. Dis 'n grondoorlog eintlik wat aan die gang is. Afrikaners, dis die essensie van die boodskap. Frans, en ek sal graag hoor, ek weet ons program staan einde se kant toe. Ek sal graag ook hoor wat jy sê, maar Retief Goosen kon nie sy siel verloor nie. Ja. Hy het daar gestaan, hy het so 'n bietjie gewroeg, bietjie probeer diplomaties, maar hy kon nie anders as om die waarheid te vertel nie. En daai is vir my 'n kritiese punt om te sê, to chase you away. Ja. Nie om jou goed te breek nie. Nie omdat hulle unemployed en arm is en oor die grens kom vir beter geleenthede nie. Nie omdat hulle omdat hulle onwettige immigrante is nie. Om jou weg te jaag. Dit is die punt. Dit is die hele kwessie. Afrikaners het nie die reg om grond te besit nie, in aanhalingstekens, en of ons dit nou deur die parlement vat, en of ons dit nou vat deur hulle plase af te brand, maak nie saak nie, Afrikaners nou reg. Dis die essensie. Ja. Dit is die essensie, en dit is hoekom Oranje so belangrik is. As ons nie 'n gebied het waar ons die meerderheid het nie, waar Afrikaners weet hulle het 'n heimat en 'n tuiste nie, dan is ons in die moeilikheid. En ek wil vir die Oraniërs en vir die kykers sê, dit wys ons net die uur vir Oranje het aangebreek. Ons moet nou hierdie projek, ons moet petrol trap, ons moet bou, want daar is mense wat ons aktief van ons grond wil afwegjaag. Ja. Ek wil vinnig aanraak, want ons tyd raak op. En dis jammer om dit te sê, maar dit wat Retief Goosen hierso sê, is eintlik maar die algemene plaaservaring wat nou hier op internasionale vlak oopgevlek word. Dit is 'n storie wat ons so gereeld hoor, maar nie op hierdie vlak so baie vertel word nie.
Ek dink dit was Ernst van Sail wat op 'n punt gesê het, kan jy dink as hierdie vergadering agter toe deure geskied het en ons het van die media afgehang. Ja. Van die media afgehang om die storie vir ons te vertel wat hier gebeur het. Nou wil ek ook sê, kan jy dink as ouens soos Retief Goosen nie deelgeneem het aan hierdie gesprek. As hy nie daar was om jou algemene op grondvlak realistiese ervaring te kom vertel oor wat op die plase gebeur nie. So daar is eenvoudig, daar is 'n bedreiging en mense, of jy het nou nie, as mense dit nie ideologies of soos 'n narratief of op hierdie abstrakte media terme bespreek nie, as mense op die grondvlak kyk, mense voel onveilig en mense voel dat daar teen hulle gediskrimineer word. Want ek dink is alwaar vir ons tyd is, ons sal daar kan praat hieroor, dit is 'n nuwe tipe van diplomatie, hierdie openbare diplomatie van Trump. Is eintlik ongelooflik, ons leef in 'n interessante tyd. Is ook 'n voorreg om deur ons sosiale media en deur aanlyn platforms met julle die Orania perspektief te kan deel. Het sy dan op Radio Orania of op ons YouTube kanaal. Dankie vir elke luisteraar, lid, ondersteuner, donateur, kommentaar, leweraar en almal anders wat deel is. Baie dankie dat julle ons ondersteun. Mense, ons praat oor oplossings, ons praat oor geleenthede, ons praat oor strategieë, maar ons praat oor ons toekoms en is ons stemme wat dit dryf. Deel gerus julle idees in die kommentare. Stuur gerus vir ons die e-pos na inligting@orania, inligting by orania.co.za en dan bou ons eie toekoms self.